Ons gaan lees daar uit 1 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. As my vrou op 'n rondloop, dan kan iets gebeur. As jy notas maak, dan kan jy maar skryf. Ek dink dit is nogal redelik belangrik. Ou moet nogal, as jy iets sê, moet jy nogal redelik skrifgebonde wees, dat ek nie uit my duim uitsluit nie. Nee, dit is belangrik. 1 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Hy sê, as iemand in die tempel van God skenk, jy is die tempel, sal God hom skenk, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Amen. Is dit nie wonderlik wat die Here van my en jou sê nie? Hy sê, jy is heilig, want jy is die tempel van God, en hy moet in die tempel kom woon. So jy moet so leef, sodat dit vir God die moeite werd is om binne jou te leef. Dit klink verskriklik, hoor wat ek sê. Jy moet so leef, dat dit die moeite werd is vir God om binne jou te leef. Kyk wat sê vers 18. Hy sê, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Nou, ek wil so vanmôre begin. Ons almal was op skool gewees, in my tyd was dit standaard, vandag is dit grade, ek gaan in my taal gebruik. Toe jy daar standaard 6 en 7 was, het jy 'n vak gehad met die naam van wetenskap. Ek het biologie gehad tot 'n matriek, en daar het jy geleer van metamorfose. Metamorfose is waar die wurmpie beweeg van 'n wurmpie na 'n papie toe, en van 'n papie word jy 'n pragtige skoenlapper. Dan kan jy dit nie glo nie, né? Nou hierdie verandering noem jy die proses van verandering, en ook metamorfose, soos hulle in die skole mens geleer het. As jy gaan kyk na die Jode glo dat Jesus Christus nog moet kom. Met ander woorde, dit beteken daar's 'n geestelike sluier voor hulle oë. Maar die moslems werk dieselfde. Hulle dink weer dat Jesus is 'n profeet, so daar's ook 'n geestelike sluier voor hulle oë. So wat moet nou gebeur? Die Heilige Gees moet die geestelike sluier wegvat, sodat hulle Jesus Christus kan sien, anders dan gaan hulle hom nooit sien. So die Heilige Gees moet daai sluier van die Jode wegvat, en die sluier wegvat van die moslim, die geestelike sluier, sodat hulle kan sien. Nou wanneer ek en jy in 'n spieël kyk, dan weerkaats dit jy, né? Dan sien jy jouself, is ek reg? Dan sien jy jouself. Maar daar's iets anderste wat ek sien wanneer jy in 'n spieël kyk. Wanneer jy in 'n spieël kyk, het jy geweet daar's baie van die Here in jou? Ja. Jou liggaam, jou gesig, want jy is geskape na die beeld van God. Ja, weet jy hoe mooi is dit? Kom ek sê weer vir jou. Wanneer jy in die spieël kyk, is daar baie van jou, van die Here in jou. Want jou gesig, jou liggaam, want jy is geskape na die beeld van God. Almal is nou nie so aantreklik soos ek nie. Hoe goed voel ek nou? Hoor gou vir my. God het jou gemaak net soos wat jy is. En ek wil vir jou sê, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy kan nie met jou liggaam maak wat jy wil nie. Jy behoort aan die Here. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God die jou liggaam hanteer. Kom ons kyk daar op Psalm 8 vers 6. Hy sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Dis ek en jy, Koos. Hy het my met eer en heerlikheid gekroon. Ons is weinig minder gemaak as engele. Hoor wat ek vir jou sê, wanneer jy weer volgende keer in die spieël kyk, vrouens hou ons daarvan om lank in die spieël te kyk. Dan ek vir jou die volgende sê, moet jy vir jouself sê, hierdie is God se handewerk. Is dit nie mooi wat ek nou sê nie? Psalm 139 sê vir my, dat God het jou in jou moederskoot gevorm. Die ontwikkeling van wat plaasvind binne wanneer 'n babatjie gevorm word, is die werk van God. Hy sê wat in Psalm 139, hy sê, God het jou in jou moederskoot gevorm. Mense, dis ongelooflik wat ek nou sê. Hy het jou in jou moederskoot gevorm. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, is jy's kosbaar
vir die Here, omdat sy hand daar is toe jou ontwikkel het. Is dit nie so nie? Moet nie jou vergelyk met ander mense nie. Baie belangrik. God gebruik jou net soos wat jy is. Ons is baie lief om baie keer onsself te vergelyk met ander mense. Moet dit nooit doen nie. God het jou uniek gemaak, daar's net een soos jy, en dit is jy. Luister gou mooi. God het jou nie liewer omdat jy 'n byouer gehad het nie. God het jou nie liewer omdat jy botox inspuitings in aanvullings gehad het, soos baie vrouens om die krekels weg te vat. God het jou lief net soos wat jy is. Ek weet my suster se dogter is 'n dokter, sy doen baie botox aanvullings vir vrouens om die krekeltjies weg te vat. God het jou nie liewer omdat jy dit doen nie. God het jou lief net soos wat jy is. En ek wil hê jy moet weet. Nou, spieëls weerkaats baie dinge. Nou as jy kyk na die maan het 'n lig, daai lig kom van die son af, dit weerkaats die son. Geen mens sal God sien. Want as jy God sou gesien het, sou jy gesterf het. Want die heerlikheid van God is te groot. Jy sal dit nooit kan hanteer nie. Die enigste persoon wat die naaste was om God te kon gesien het, was Moses. Hy het God gesien deur 'n skeur van 'n rots. Maar prys die Here om sakkie, ek en jy gaan eendag God sien van aangesig tot aangesig, wanneer ons in die hemel gaan kom. Gaan dit nie wonderlik wees nie? Wat ons wel van God kan sien, is 'n weerkaatsing van sy refleksie. Nou dit was wonderlik vir die disippels gewees om Jesus Christus te kon gesien het. Wat 'n voorreg was dit nie vir hulle gewees nie. Jesus het weer God se heerlikheid weerkaats. Kom ek sê eers vir jou dit. Wat ons wel van God kan sien is 'n weerkaatsing van sy refleksie. Dit was wonderlik natuurlik vir die disippels om Jesus Christus die hele dag te kon gesien het. Dit was 'n voorreg vir hulle. Nou Jesus is weer God se weerkaatsing toe hy hier op die aarde was van God gewees. Kom ons lees gou daar in Hebreërs 1:3, dit gaan oor die afdruksel. Daarom geheilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op, dit kan nie wees nie. Is dit 3:1? Nee, dit moet 1:3 wees. 1:3. Ek het jou verkeerd gegee. Sorry. Kyk gou vir daai afdruksel daar so, Hebreërs 1:3. Sal hom nou kry? Hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Dit is mooi. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Nou daai afdruksel in Grieks beteken karakter. Karakter beteken karakter. Nou moet jy mooi verstaan dat God het sy karakter word deur Jesus Christus uitgebeeld. Hy het dit binne in Jesus Christus gesit. So Jesus het die karakter van God uitgebeeld toe Jesus Christus hier op die aarde was. En dan kyk ons ook daarna Johannes 14:9. Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle en julle het my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Nou ek en jy het nie 'n foto van Jesus nie. Ek het al baie keer gesien dat mense foto's van Jesus het in hulle huise, maar ons almal weet, dis nie regtig Jesus daai nie, né? Want niemand het nog Jesus gesien nie. Maar almal het 'n gedagte van hoe hy lyk, want hy word reg deur die wêreld daai foto gewys, maar dit is nie regtig hoe Jesus lyk nie, maar baie mense het so 'n foto in hulle huis. Maar wat ek en jy wel van God kan hê, is sy karaktertrekke. Is dit nie so nie? Wat ek en jy wel van God kan hê, is sy karaktertrekke. Hoor hoe mooi is hierdie. Mense, ek en jy gaan nie eendag 'n verrassing hê wanneer ons in die hemel kom en ons God sien nie. Hy gaan net soos Jesus Christus wees. Want Jesus Christus het reeds aarde toe gekom vir ons te kom wys hoe om te leef. So dit gaan nie 'n verrassing wees dat God iets anders gaan wees nie. Hy gaan dieselfde as Jesus Christus wees, want Jesus Christus het net vir ons kom wys hoe om te wees. God is Gees. Wie is jy eintlik? Jy is eintlik die persoon wie jy in die binnekant is. Goeie een, hoor gou weer wat ek sê. Wie is jy? Jy is eintlik die persoon wie jy in die binnekant is. En ek wil dit vir jou sê,
Het jy die karaktereienskappe van God? Die Bybel is 'n betroubare spieël van God. Die Bybel is 'n betroubare spieël van God. En wie maak die woord vir ons lewendig? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak die woord vir ons lewendig. Jy kan nie verander om soos Jesus Christus te wees as jy nie Bybel lees nie. Kom ek sê dit weer? Jy kan nie verander om soos Jesus Christus te wees as jy nie Bybel lees nie. Ek moet die baie mooi woorde daar vir jou. Hoor mooi, om elke oggend, en daar's baie mense wat dit doen, die Here moet ons help, as jy elke oggend 'n Bybelversie uit 'n boekjie uithaal en dit lees, wil ek vir jou sê, dit is nie genoeg nie, hoor. Jy moet die Bybel bestudeer, jy moet tyd spandeer met die Bybel. 'n ander spieël van God is natuurlik gebed. Wanneer ons begin te bid om sake, julle ouens wat gereeld bid, wat ervaar jy wanneer begin te bid? Jy ervaar God se liefde. Jy ervaar God se krag. Want dit is 'n spieël van God wanneer jy begin te bid. Wat is nog 'n spieël van God? Die samebyeenkomste wat ons nou hierso het. Die Bybel sê dat in Hebreërs sal sê, dink Hebreërs 10 sê hy sê ons moet ons onderlinge byeenkomste bywoon en nie versuim so sommige mense die gewoonte het nie. Maar wanneer daar so samebyeenkomste is, mense, dan ervaar ek en jy God se teenwoordigheid. Daar's iets wat jy beleef wat anders is as wat jy voor die TV sit in kerke. Is dit nie so? Daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil. Ons ervaar en belewe die teenwoordigheid van die Here. Dis nog 'n spieël. Is jy 'n spieël van die Here of is jy 'n verleentheid vir die Here? Dis ook baie, né? Is jy 'n spieël van die Here of is jy 'n verleentheid vir die Here? Kom ek sê vir jou wat is ware gelowiges? Ware gelowiges ervaar en beleef omgee. Want dit is wat Jesus is, hy gee op. Ware gelowiges ervaar omgee wanneer daar by gelowiges kom. Ek en jy moenie beïndruk wees met mense wat met Bybels onder die arms loop. Het julle al sulke mense gesien? En daai ou weet ook alles. Wag, die Here by jou uitkom. Het jy ken jy sulke mense? Steek op jou handjies, ken jy sulke mense? Jy kry mense wat loop met die Bybel onder die arm. Maar kom ek sê vir jou, hoe moet dit wees? Jou woorde, jou optrede, jou persoonlikheid moet Jesus Christus weerkaats. Jy hoef nie met die Bybel onder die arm te loop nie. Jou persoonlikheid, jou optrede, jou woorde moet Jesus Christus weerkaats. Wat is nog 'n spieël van die Here? Die natuur. Dink gou mooi daar. Die natuur nog is 'n beeld van die Here. Kom ons lees gou daar Romeine 1 vers 20. Hierdie is 'n oulike gedeelte. Romeine 1:20. Hy sê, wat sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Mense, die natuur, daardeur wil ek nou nie vir jou sê dat ons die blommetjies en die berge moet aanbid nie, want ek en jy glo nou nie aan panteïsme nie. Panteïsme is wanneer jy die natuur aanbid, soos bome aanbid, en blommetjies en die berge. Nee, dis nie wat ons aanbid nie, maar wat ons wel weet van natuur is, dis God se kunswerk. Hoor wat ek sê? Dis God se kunswerk. Hier wat sê die Bybel van die lelie. Ons sê ons daai liedjie, hy is die lelie van die dale. Hy sê 'n lelie spin nie, 'n lelie arbei nie. En dan sê hy dat Salomo in al sy heerlikheid is nie eers so bekleed soos die lelie van die veld. Ja? Dis daar maar oulik hoor. Die natuur vertel iets van God se grootheid. Mense, ek en jy moet die natuur waardeer. As jy nie die natuur waardeer nie, is jy 'n baie arm mens hoor. Baie arm mens. As jy nie die natuur waardeer nie. Ek en jy nou, hierdie is verskriklik wat ek nou gaan sê. Ek en jy was voorheen 'n sigoot gewees. Nou wonder almal wat is 'n sigoot? Dr. Errol sal weet. 'n sigoot is wanneer die eier, die spermselletjie swem na die eierselletjie toe, dan word hy bevrug. Dan sit so 40 weke, dan na 40 weke dan is hy 'n fetus. En na 6 weke dan kry jy sien jy daarom die ou en dan raak die ma en die pa baie excited tussen en dan die skerpie kyk, dan sien jy die koppie en die handjie en die voetjies en al die pragtige dinge en daar so 'n paar dae
dan kom die kleintjie uit by die mamma, dan skop die voetjies en die handjies en die babietjie huil en hy kan nie eers met jou praat nie, maar jy is verskriklik opgewonde. Baie keer as die kind nou groter word en dan kry hy krampies, dan swaai hy, dan dink jy, hy swaai vir jou, maar ek kry krampies. Het is so. Luister gou mooi. Met jou kleinkinders kan jy sien wanneer daar ontwikkeling plaasvind, so na 6 maande, kan jy sien hoe die ontwikkeling van jou kleinkinders plaasvind. Riaatjie, ja, julle sal dit nog sien, na 6 maande gaan julle sê, hier is nou 'n wonderlike verandering van hoe die kind ontwikkel het deur die tyd. Nou wanneer jy begin te ouer word, ek wonder nou wat se ouderdom kan ek gee. Kom ons noem dit 70. As jy hier so by 70 kom, dan raak jou vel groter as jou skelet. Dis verskriklik, maar wanneer jy ouer word, is daar veranderings wat plaasvind, weet as jy jonger word, is jy mooi en pragtig en jy ouer word, dan raak jou vel groter as jou skelet. Maar ons gaan maar nie in detail daarin, okay? Ons los dit nou aan. Jy weet, ons glo ook nie in reïnkarnasie. Reïnkarnasie is waar jy in jou vorige lewe 'n dier was. Nou, ek onthou, ons het die evolusie geswat toe ek nog geswat het, en Dr. Waller, en hy praat van die evolusie leer, en hy verduidelik dit, en hy het nogal, hy sê het goeie bewyse dat dit so is, en ek stem toe nie saam met hom nie. Ek sê vir hom, dokter, as jy met jou hand opsteek, dan jy staan in die klas. En hy staan toe, ek sê vir hom, dokter, as jy in evolusie glo, ek sê, met ander woorde, ek sê, dan kom ek terug as koffie. Hy vra vir my koffie, hoekom sê jy so? Ek sê, ja, vir die weke teruggekom as koffie. Eers maar die klas het hulle geskeer, maar hy was nie baie beïndruk met my gewees. Maar ek glo dat as ek eendag gaan terugkom in reïnkarnasie, ek glo in reïnkarnasie, dink ek sal ek terugkom as 'n skilpaadjie, nee, want ek is maar baie rustig en so. Mense, ek en jy glo nie aan reïnkarnasie. Party mense glo dat sekere mense gaan seker terugkom as 'n vark, want daai was baie ongeskik geweest. Maar ons hoop nou nie, maar hoor nou wat ek net sê asseblief, ons glo nie aan reïnkarnasie, nee. Kom ek sê vir jou, as ek en jy dink aan die heerlikheid van God, dan wil ek vir jou sê, dan dink ek, dat ons dink aan dat ons eendag 'n verheerlikte liggaam gaan hê, eendag in die hemel by die Here. Nou as ons na hierdie heerlikheid van God gaan kyk, word ek en jy ook verander om te wees soos wat hy is. Kom ons lees gou daai Markus 9 vers 2 uit. Markus 9 vers 2. Hy sê, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem, en hy het voor hulle van gedaante verander. Hoekom het hy van gedaante verander? Want as jy hom gesien het soos wat ek en jy mekaar sien, sou jy gesterf het. Kom ons kyk gou daar na Romeine 12:2. Hy sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Verandering hierso beteken voortdurend. Dis soos heiligmaking, dis 'n proses wat plaasvind om meer en meer te wees soos Jesus. Daai verandering is 'n proses wat plaasvind, 'n voortdurende verandering. Hoe meer jy, hoor gou mooi, hoe meer jy iemand bewonder, dan word jy soos daardie persoon. Is dit so? Hoe meer jy iemand bewonder, raak jy soos daardie persoon. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die wat al redelik ouer is, gaan nou weet waarvan ek praat. Baie jare terug, as mans 'n sekere haarkapsel gedra het, was jy Elvis Presley geweest. Jy het ook geloop soos hy. Hey! Onthou julle daai tyd? As jy op kuif is, ek het nou nie meer kuif. As jy 'n sekere kuif gehad het, was jy Elvis geweest. En dan die vrouens, ons gaan julle nou nie uitlos nie, was Lady Diana geweest. Die haarstyl, dieselfde tipe klere as die Anna gedra het, en daai lyfie is so dood. Julle onthou julle dit? Wanneer jy iemand bewonder, ek het ook soos Elvis in die ronde, ek wil nie nou spin en ek gaan opval. Want draai in die ronde soos Elvis, julle onthou dit nie, wanneer jy soos iemand
bewonder en raak jy soos daardie persoon. Daar's 'n ou gesegde wat sê, like vader, like son, nee. Kom ons lees gou Galasiërs 4:19. Galasiërs 4:19. My kinders, vir wie ek weer in baresnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. 1 Korintiërs 11:1. Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Ek wil net hier iets sê. Wanneer jy vir iemand sê, ons is nou besig met die Bybelgroep, waar ons nou besig is met disipelskap. As jy vir iemand sê, volg my soos wat ek Jesus volg, moet jy die pad stap, hoor. Hoor wat ek sê? As jy vir iemand sê, volg my soos wat ek Jesus volg, moet jy die pad van die Here stap. Kom ons kyk na die volgende ene, Handelinge 4:13. Hy sê, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan, dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonder en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Mag mense my en jou erken as 'n metgesel van Jesus Christus. Kom ek sê dit weer? Mag mense my en jou erken as 'n metgesel van Jesus Christus. En nou gaan ek iets sê wat 'n paar mense gaan skok. Hoor gou mooi. Ek praat nou nie van huisskuld nie, en ek praat nie van karskuld nie, almal het karskuld en huisskuld. Hoor gou mooi. Is jy 'n kind van die Here wanneer jy nie jou skuld betaal nie? Is jy 'n kind van die Here vir 'n man wat sy vrou verneem? Hoor gou mooi, dit is dan wanneer mense dit sien van buite af en hulle sê as dit kinders van die Here is wat nie hulle skuld betaal nie, stel ek nie belang in Christendom nie. Hoor wat ek vir sê. Ons wat so maklik, ek gaan nie my skuld betaal nie, daai het om oorslaan. Jy maak 'n foutjie, hoor. Mense sien jou as 'n kind van die Here, en hulle sê, dit 'n Christen. Hy betaal nie sy skuld nie, ek stel nie belang om 'n Christen te wees nie. Nou trap ek so 'n bietjie jou voete dalk, nee. Hoor wat ek vir jou sê. Luister gou. Dit is dan dat die mense dit sê, ek en jy moet erken word as 'n volgeling van Jesus Christus. Ek en jy moet erken word as 'n vriend van Jesus Christus. En wanneer jy daai goed te doen, gaan hulle definitief nie jou sien as 'n metgesel van Jesus Christus. As jy hoor wat ek sê. Hoe sien jou kinders jou? Hoe praat jy? Hoe lewe jy? Hoe doen jy jou werk? Is daar kwaliteit in jou werk? Ek wil jy moet iets verstaan gehou. Wanneer jy werk vir iemand, nee, dan doen jy dit asof jy dit vir die Here doen. Moenie altyd dink aan jou bestuurder dink of ek werk vir hom nie. Nee, wanneer jy iets doen, dan doen jy dit asof jy dit vir die Here doen. Maar wanneer jy dit vir die Here doen, dan gaan jy dit baie beter doen as wat jy oor die algemeen so goed doen. Dit jou werk kwaliteit. Moenie omdat jy kwaliteit lewer vir jou bestuurder nie, jy lewer kwaliteit vir die Here. Jy moet jou beste gee as 'n kind van die Here. Ek sê altyd jy kry baie verskillende tipe werke wat jy kry, maar die vraag wat ek altyd vra, jy moet besluit of ek die beste gaan wees in die werk wat ek gaan doen. Na die woorde, ek gaan die beste polisse verkoop, soos Debbie, ek gaan die beste wees in die werk wat ek doen. Jy moet dit glo en vertrou dat jy dit vir die Here doen. Wanneer jy dit vir die Here doen, dan gaan jy sien hoe God jou gaan begin te seën wanneer jy dit begin te doen. Hoor gou mooi. Nou, is ek en jy 'n getroue beeld van God? Nou, Renai en Errol het saam met groot geword daar in die GBR, mag die Here ons help. Ons het nou 'n ander naam, want ek het in die baie groot geword, Renai en Errol het ook in die baie groot geword. Nou, wanneer jy in die baie is daar 'n plekkie waar jy nou romanties wil wees. Het ek Vrydag gevat na die Happy Valley toe. Daar het sy baie my oë gekyk, nou kyk sit sy die lig af. Ek terg nie. Hoor gou, dan gaan jy Happy Valley toe. Nou by die Happy Valley het jy rides gehad. Nou julle sal weet, wat is hierdie ding wat die kinders, die mense gaan nou? Dit is sulke rides, julle weet wat is die rides nie. Nou dan, by daai rides was daar 'n tent gewees met spieëls. Nou as jy in die spieël kyk, dan lyk jy lank. In die ander spieël lyk jy dik. En dis eintlik baie lagwekkend gewees. En ek vra vir myself, toe ek in hierdie gedagte dink, en ek vra vir myself, watter beeld is jy van Jesus Christus?
Watter beeld is jy van Jesus Christus? Mense wil niks met Christendom te doen hê as die kind van die Here verwronge lyk, distorted lyk of verskeurd lyk nie. Want jy lyk soos hierdie spieëls wat ek nou van praat, en dan sê die mense, daai ou kind van die Here, daai ou sê lekker nie, hy's 'n verwronge beeld van die Here. Ek wil niks met Christendom te doen hê, want ons lyk soos hierdie spieëls. Hoor gou mooi, meeste mense, dis bad om te sê wat ek nou sê, meeste mense lees die Bybel. Hulle lees my en jou wat die Bybel is, veronderstel is om te lees. Mense lees jou veronderstel wat die Bybel eintlik lees, dat die weerkaatsing is van die Here. Weerkaats jy die beeld van Jesus Christus om mense te nooi om na Jesus Christus toe te kom of nie? Dis 'n goeie vraag. Weerkaats jy die beeld van Jesus Christus om ander mense te nooi om na Jesus Christus te kom? Kom ek sê gou vir jou. Of weerkaats jy die beeld van afguns, onvergewensgesindheid, hardheid, veroordeling en dan ook liefdeloosheid. Jy sê jy is 'n kind van die Here, maar my broer en suster, is daar afguns by jou? Is daar onvergewensgesindheid by jou? Is daar hardheid by jou? Is daar liefdeloosheid by jou? Is daar veroordeling by jou? En ek sê dit baie kere, los mense uit en sorg dat jou saak met God reg is. Ons verwys altyd na ander mense toe. My vraag is, wat van jou? Is jy reg? Maar ons kan nie, ons het 'n hardheid die binne, wees versigtig om te hard te raak. Bid dat die Here jou hart sag sal maak. Dit is baie belangrik. En daar's baie mense wat ons elke dag seer maak. Ek wil vir jou sê, vergewe onmiddellik en kry klaar met dit. Sê Here, ek spreek hom vry, hy het 'n fout gemaak, maar Here vergewe my as ek verkeerd was. Onthou, moet nooit wegkyk van jouself en van dit, is net altyd ander mense nie. Wat van jou? Dalk het jy ook iemand seer gemaak. Ons wil dit nooit vergeet nie. Baie keer dan bid ek sommer en sê, Here, as ek iets verkeerd gedoen het, wys deur die Gees vir my, wat het ek verkeerd gedoen, dat ek dit kan bely voor die Here. En dan kan ek nie 'n fout maak en dan vergewe ek al my sondes. Vir dit wat ek sommer vergeet, ek sê ek ook vir die Here, Here vergewe vir my sommer daai sondes ook asseblief. Ek wil afsluit met hierdie laaste sinnetjie. Kom ek en jy dra die beeld van God uit korrek. En kom ek en jy dra die beeld van God uit akkuraat. Nie dat mense na jou kan kyk met 'n klad agter jou naam en sê, daai ou. Nee. Ek en jy is kinders van die Here en ons moet optree soos kinders van die Here. As jy hoor wat ek sê, jy kan nie daar by die werk kom en jy vloek elke ou soos hy wil en maak soos hy wil en jy skree soos hy wil. Met hy ou, soos in ons sê, dan is jy seker soos hou van die reïnkarnasie wat teruggekom het as 'n vark. Hoor gou mooi, mense kyk na jou as 'n kind van God, jy moet reg optree. Ons moet reg optree. Onthou jy is hier gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jy kan nie maak wat jy wil nie, jy kan nie doen wat jy wil nie. Tree op soos 'n kind van God. Kom ons staan, kom ons bid saam. Halleluja. Wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg, Here, is om metamorfose te hê, om meer en meer te verlang om soos Jesus te wees. Here, help ons dat ons vergifnis sal hê vir mense. Help ons, Here, dat ons 'n sagte gees sal hê, soos wat U gehad het, Here. Here, help ons, Here, dat ons nie afgunstig op mense sal wees en mense sal veroordeel nie. Maar Here, gee vir ons 'n hart van liefde, 'n hart wat omgee, 'n hart wat vir mekaar omgee, bid vir mekaar. Dankie Here dat U vir ons so hart gee. Dankie dat U uit voor ons beweeg. Dankie dat U ons agterhoede is. Die woord van die Here sê God is alomteenwoordig en Hy sal jou deurdra. Ek wil vir jou sê vir hierdie boodskap vanmôre wil ek vir jou sê, kom ons let net op onsself. Let op jouself. Doen ek soos wat Jesus dit sou gedoen het of nie? Nou almal van ons kan seker skuldig wees hieraan. Here, help ons om meer en meer te wees soos U en dat U Heilige Gees ons sal lei om meer en meer so te leef dat ons mense sal nooi om na Jesus toe te kom en te sê, ek wil ook 'n kind van, wat het jy wat ek nie het nie? En weet jy wat is dit? Dis net die Gees van God wat binne in jou is. En wanneer mense die Gees van God binne in jou sien,
dan trek dit mense. Nie omdat jy oulik is nie, maar omdat die Gees van God binne jou mense trek en sê, maar ek wil ook Jesus nooi, want daar's iets wat jou verander het. Kom ek sê vir jou, die Gees van God verander jou, dat jy meer en meer soos Jesus sal wees. Here, help ons, Here, dat ons waardig sal wees om 'n kind van God genoem te word. Here, salf ons, seën ons. Ek roep dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Hier is dit lekker.